Geliefdes, ek praat nie goed met u omdat ek vir u wil aanmoedig. Die Here is in beheer van jou situasie. Al lyk dit hoe donker. Ek wil gou net vir u iets lees wat die Heilige Gees op my hart gedrop het. Is u gereed? Joshua 3 vers 4. Van gister en eergister het julle met die pad nie getrek nie. God sê eintlik vir Joshua, die pad waarlangs julle gekom het, en die pad vorentoe is 'n nuwe pad. Die nuwe pad ken julle nie, maar julle ken gister. Julle ken eergister. Weet jy, die beste plek om te reflekteer, of die beste tyd om te reflekteer, is tussen Kersfees en Nuwe Jaar. Is u met my? Wanneer jy lekker versadig geëet het en jy sit of jy lê of jy slaap, dan kan jy reflekteer vanaf Januarie 2025 tot nou. En wanneer jy reflekteer, dan moet jy teruggaan tot die 1 Januarie. Waar het ek gefaal? Waar het ek reg gedoen? Waar het ek verkeerd gedoen? Jy reflekteer oor jou lewe. Ons ken die gister. Ons ken die eergister. Waar ons misgevat het in die lewe. Waar ons begin lou geword het en begin koud word het. Jy ken dit. Jy weet dit. Jy weet, ek weet nie hoekom mense so vinnig afvallig word nie. Weet jy, dit is onnodig, want in die tyd waar ons in lewe, in die moeilike 2025 wat ons deurgegaan het, en in my pensioentyd het ek op die God vertrou, elke dag, elke minuut, elke sekonde. Dis nie die preekstoel wat my gehou het nie. Ja, nee. Maar dis die tyd wanneer ek in 'n winkel stap en ek sien die pryse van die kos wat opgaan. Dis die tyd wanneer ek gaan stak met my motor en ek het nie genoeg geld nie. Dan praat ek met God 24 uur dag en nag, en wanneer jy wakker word, dan skiet jou gedagte in na die Here, en jy begin te reflekteer, en jy besien die hand van God, hoe die Here jou gejaag het. Kan ek 'n amen kry? Dis die tyd waar God vir Joshua sê, julle moet klaarmaak en julle self gereed kry en reinig julle, want môre wil ek groot dinge doen. Die kerk moet by 'n plek kom waar hy moet stilstaan en deur 'n reinige proses elke dag, om deur 'n reinigingsproses te gaan en sê, Here, help my. Daarom kan ek nie verstaan dat mense koud word en afvallig word nie, want ek moet 24 uur elke oomblik van die dag sê, Here, help my. Wanneer ek ry in my motor en ek sien hoe ry die mense, hoe onverskillig hulle is, hoe swaai hulle hier voor my, en die duiwel sê, luister, wys vir hulle 'n vinger, dan sê ek, Here, red. Here, help. Wanneer jy in 'n winkel instap en jy moet gaan iets koop, jy dink dit kos nog R500, dan kos dit 1500 en jy skrik, dan sê jy, Here, groot genade. Ek sê vir jou, liewe broer en suster, dit is nie nodig om afvallig te word nie, want jy moet 24 uur in kontak bly. Halleluja. Die tyd het aangebreek waar jy moet sê, Here, u moet nou vir my besluit. Ek wil graag dit hê, maar ek het dit nie nodig nie. Wees eerlik met jouself. En wanneer die Here sê nee, dan is dit nee. As die Here sê wag 'n bietjie, dan is dit wag 'n bietjie.
Hy wil dit vir jou doen, maar nie nou nie. Want die tyd is nog nie reg nie. Die tyd het nog nie aangebreek nie. Jesaja 34, 43, vers 19. Kyk, ek gaan vir julle iets nuuts doen. Nou sal dit uitsprei. Julle sal dit nie opmerk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn. God se mag, die krag van God, word gedemonstreer ook in die natuur. Halleluja. Daar is geen keer ding wat God kan keer, wat hy nie kan doen nie, maar die krag van God kan ook gedemonstreer word in die natuur. Toe die volk staan voor die Jordaan, toe maak God vir 'n droëbedding deur die Jordaan. En u moet onthou, dit is belangrik om te weet, dat daai tyd was tyd van somer en van lente. Die rivier se walle het oorstroom. Daar was baie water in die Jordaan, maar God sê, ek gaan vir julle 'n nuwe ding doen. Ek weet nie hoe lyk jou saak vandag nie, ek weet nie waar staan jy nie, ek weet nie hoe voel jy oor die nuwe jaar nie, maar ek sê vir jou in die naam van die Here, kyk, ek gaan vir jou 'n nuwe ding doen, ongeag of die rivier oorloop, of die walle ingee. Ek is die God van die natuur, en waar die mens nie kan werk nie, kan ek nog steeds werk. God is besig om die pad na die beloofde land oop te maak vir die Israeliete. En ek wil dit sê vanoggend, onder die inspirasie van die Heilige Gees, God is besig om jou pad oop te maak. Jy kan dit dalk nog nie ervaar nie, en dit is nog so 'n bietjie vaag, maar ek wil vandag vir jou sê, die pad wat voor lê, is 'n pad wat jy nog nie geloop het nie. Dit gaan 'n nuwe pad wees. Dit is 'n nuwe jaar. Dit is 'n nuwe era wat gaan deurbreek. Maar God wil hê dat jy jouself moet in gereedheid bring. Reinig jouself sodat wanneer ek deurkom, dat jy sal aanvaar dit wat ek besig is om te doen. God is besig om 'n nuwe ding te doen. Die pad van gister en eergister was 'n tragiese pad vir sommige mense. Dit was 'n pad van eensaamheid. Die dood het ingetree, finansies was 'n probleem, die kinders het jou in die steek gelaat, jou dogter het swanger geraak, ek weet nie met wie ek praat nie. Jou seun se kop hak uit. Maar dank God. God sê aan jou, ek wil my krag demonstreer. Maar jy moet in die rus van God kom. Glory to God. Gister en eergister het jy die pad geloop. Maar die pad wat jy nou gaan vat, is 'n nuwe pad. Wat ek moet neem. Is ek en u gereed om te sê, kom Here, ek het u lank gewag, kom Here, dankie dat my tyd aangebreek het, in die tyd wat ons nou is, 'n goeie tyd, om te reflekteer, sê Here, hier het ek verkeerd gegaan, daar het ek verkeerd gegaan, het my familie afgeskeep, Here, ek het te veel aandag gegee aan my werk, aan my vriende, maar ek wil aandag gee vandag aan my gesin, sodat God, wanneer hy deurkom, dan kan u sê, dankie Here. God
sê vir Joshua, die ark moet 'n sekere distansie wees tussen die volk en die priesters moet met die ark deurtrek. Ek dank God dat die Here 'n plan het met ons. Soos die volk deur die Jordaan trek, so het die rivier tot stilstand gekom. Ek wil vanmôre vir u sê in die naam van Jesus, jou probleme gaan by 'n stadium bereik waar hy tot stilstand kom. Soos 'n muur was die waters opgebou. Ek wil vir u sê, u gaan links kyk en u gaan regs kyk en u gaan God dank en sê, Here, u het my deurgedra. Die tyd is naby waar God jou gaan uitlei en dat God jou gaan voorsien in jou innerlike mens waar niemand kan sien nie. Jy worstel al jare met die situasie. Niemand weet van dit nie. Is net jy en God. Ek wil vir u sê, druk deur, want daar is 'n nuwe pad. God gaan jou deur die rivier vat en die mense en familielede gaan sien, kan dit sy wees? Kan dit hy wees? Is u gereed om hierdie uitdaging te vat in die nuwe jaar? Is u gereed om te sê, Here, dankie vir 'n aantal jare het ek geworstel met hierdie stryd, maar dankie Here dat u vir my 'n pad maak deur my probleem en u sal daar deurtrek met jou gesin, met jou kinders, met jou kleinkinders in die naam van Jesus. Kom ons gee die Here 'n lofprys. Ek wil klaar maak. Gee my nog so 2 minute. So belangrike oomblik. Ek wil jou aanmoedig. Druk deur. God staan op die punt om vir jou 'n nuwe deur oop te maak. Hierdie man was vir jare in skuldlas, maar dank God, toe die Here hom, toe hy aan ons die plek gee, en die dag toe die plek opgeveil word, kom die Here vir hom deur, op die laaste oomblik. Hy het 'n stryd gehad, maar God tel hom op en God voorsien in sy behoefte. Ek weet nie wat u behoefte vanoggend is nie. Ek weet nie wat u nood is nie. Maar laat my toe om vir u te sê, hou vas. Jy's amper daar. Kan ek 'n uitnodiging maak aan u om saam met my op te staan, terwyl ek 'n spesiale gebed vir u gaan doen, net daar waar hy is. Here, wanneer ons op ons voete staan, is dit 'n teken dat ons verstaan, in die tyd waar ons in lewe, is daar soveel uitdagings. Van ons is al moeg en moedeloos. Ons voel daar gebeur niks. Maar ek wil vir u dankie sê vir die jaar wat besig is om stadig, baie stadig, klaar te maak. U het ons gedra van 1 Januarie 2025 tot vandag. Die probleme was daar en dit sal nog daar wees. En Here, dan wil besef ons ook in die nuwe jaar wat voor lê vir ons, sal dit dalk moeiliker word, maar deur ons stryde
En deur ons beproewing sal ons aanhou, want ons anker is in Jesus Christus. En wanneer die storms losbreek, soos dit vandag losbreek, en die hele wêreld is besig om te verkrummel, is ons vasgeanker in Jesus. Ons hoop is in Christus, nêrens anders nie. Ek seën hierdie gemeente vanmôre in die naam van die Here. Ek wil bid dat U ons sal leer in die tyd van beproewings om nader na U te kom. Om ons hoop in die Here te plaas. Leer ons, Here, om ons toevlug na U te neem en in stilte op U te vertrou. Ek bid in die naam van Jesus dat U vir hulle sal red, hulle wie U nodig het. Ek kom teen elke beproewing, teen elke struikelblok, teen elke pyn en dit wat mense deurmaak deur die jaar. Ek bid in die naam van die Here, verlos ons, beskerm ons, druk ons vas teen U boesem. Help ons om onsself te verootmoedig en te bely voor God, sodat U ons kan optel uit ons omstandighede. U is met ons. Leer ons om kerk te wees, net daar waar ons woon. Ek bid dit in die naam van Jesus, met danksegging. Amen. Die Here seën U ryklik.